Jesus en hoekom sou ons lewe so moet lyk vir Jesus en so aan. So ek hoop julle geniet ook saam as dit 'n bietjie 'n challenge het opkom. Ek gaan 'n bietjie kyk wie slim. Right. Een wat ek vir julle hierdie jaar wil vra is, en dit is 'n bietjie 'n nuwe ding. Ek gaan in elk geval elke oggend, sonnaandoggend gaan ek vir julle tekste op die bord sit. Maar ek wil hoor, ons nie kan begin om 'n bietjie Bybel saam te bring na die diens toe nie. En die groot rede daarvoor is, dis eintlik baie lank rede, maar dit gaan oor om jou Bybel te hê en jou Bybel saam met mekaar oop te maak. En dan kan mense natuurlik 'n merkie inmaak, iets wat jy spesiaal is en so aan. In die laaste tyd werk ons baie met apps en PowerPoint presentations en wat is dit vat hom eintlik dadelik in 'n ander wêreld in. So as jy meer daaroor wil weet, sal ek liefde vir julle deel. Maar kom ons straai 'n bietjie. Kom ons straai 'n bietjie ons Bybel saambring. As dit vir julle moeilik is, die tekste gaan in elk geval nie wees. So dit is fyn, maar dit sal lekker wees as ons saam ook kan lees uit die Bybel. Right. Maar julle is welkom om as jy 'n bietjie meer oor wil hoor en die rede daarvoor wil hoor, sal ek graag met julle deel kom vra my. Vanmôre, so gepraat van die Bybel, as jy ietsie hier het, 'n Bybeltjie hier, jy oop nog by Efesiërs 5. Want ons gaan vanmôre 'n bietjie lees uit Efesiërs uit. Okay, al die kinders. Sê reg vir dit. Sê gou Efesiërs. Nie eens nie. Efesiërs. Jy het dit nie? Wie kan julle weet in wat se deel van die Bybel kry ons hier Efesiërs? Daar aan, yes. Die Nuwe Testament, well done. Nou, kap julle vir my 5. Right. Efesiërs 5 gaan ons vanmôre 'n bietjie lees. Nou, daar is 'n stap. En die plek se naam was Efese. Okay? En Paulus was 'n great sien en hy het getravel oral heen en hy het mense gaan gemeentes begin en so aan. En nou Paulus het 'n brief geskryf vir die gemeente in Efese. En dit is die brief Efesiërs. Right. Nou ons het die bietjie opgedeel in dele en daar's Efesiërs 5. Ons gaan daarso lees Efesiërs 5 vers 8 tot 10. Kom ons hoor 'n bietjie wat sê dit. Efesiërs 5 vers 8 tot 10 sê: "Vroeër was julle in die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is." Nou dis groot woorde, né? Jo, dis groot woorde. Maar basies wat hy sê is, daar was 'n tyd gewees dat julle nie vir Jesus geken het nie. 'n Tyd gewees dat julle nie geweet het wat reg en verkeerd is en daai tipe van dinge nie. En toe was dit so met die donkerte te wees. Jy het nog nie gesien waar jy loop nie. Maar daai tyd het verander en dit is nou weet julle wat reg is, julle weet nou wat die Here wil hê. En daarom moet julle dit doen wat die Here wil hê. En moenie dit ophou doen nie, want julle weet nou wat julle moet doen. En dan, jy moet altyd vir jouself vra, what would Jesus do? Wat sou Jesus doen? As hy nou hier was, sou hy gedoen het wat ek nou doen. Want dis jy nou daai vers 10 vir jouself afvra. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is, of dit reg is, of dit iets is wat hy sou wil hê julle moet doen. Ek wil iets vra. Dus jy moet sien is daar's altyd hierdie ding tussen die lig en die donker. Dis altyd lig wat in die donker inskyn en so. Wie is bang vir die donker? Aangesien ons uit eerlik geklaar is. Julle, waar ek groot geword het, was daar so 'n lang gang in die huis gewees. Ek vertel nou nie 'n spookstorie nie, maar 'n lang gang. En die TV-kameras aan die ander kant van die huis gewees. My broer het dit geken. En dan was daar 'n stoep gewees. En die stoep was net sulke glas. En dan sal jy pa vir jou sê, "Bra, gaan sluit asseblief die stoep en sit die ligte af." En stap jy nou. Jy stap eintlik heel, jy al die pad af stap jy,
dink jy, hoe gaan jy hierdie ding doen? So dan stap jy af en jy gaan af, dan stap jy af en dink jy, okay, wat ek gaan doen is, ek moet onthou die lig is daai lig. So, jy weet jy staan so in 'n hardloop, nee. Dan gaan jy in die stoep in, as jy die eerste lig af, kry jy eerste koude lig. Dan denk ek, stap in die volgende lig, maar jy het so 'n ander stap, jy weet. Ja, kom jy die volgende lig aan, dan sit jy op af. En dan sê jy daai weer toe. Manne, dan sê die ergste ding. Want as dit so 'n gang en dan sê die laaste deur in die gang, so as jy hom toemaak, is dit puk. Julle is welkom, julle is welkom. Hier sit kry julle 'n sitplek, hierso langsom hierdie is 'n sitplekke vir julle, hoor. Daar sit daar by hulle gegooi daarso. So as dit pik donker. Julle en dan sit julle nou af in die hardloop, en dit gee seker lang tree. En dan as jy aan die ander kant kom en besef jy die lig switch misgeklap, jy moet teruggaan. So ja. Maar weet julle hoekom is 'n mens bang vir die donker? Want jy weet nie, jy kan nie lekker sien nie. Jy weet nie lekker wat is waar nie. Jy twyfel. Jy weet al die ouers vanmôre hierso. Wie van julle het al in 'n Lego blokkie getrap of 'n speelgoedkarretjie getrap in die aand? Ek is nie ouer nie, maar ek het al my eie Lego. Dit is seer. Kyk, daarso is min dinge as jy seer is. En jy doen dit wanneer in die donker. Of as jy 'n dik mat het en hulle lê versteek en wag vir jou. Soos 'n lang meid. Nou, so mense is bang en jy twyfel en goed is wat jy weet nie wat aangaan nie, né? Okay, en dan wat doen jy? Jy sit 'n lig aan. Wie van julle het al agterkom as jy bang is in die donker? Die oomblik as jy 'n lig aan sit, dan raak alles beter. Alles raak beter, jy's fine, jy's okay. Jy kan sien, 'n mens hoor eintlik in die aand die snaakste geluide. Dis dit jy lig. En dan denk jy, waar kom jy goed vandaan? Want jy is so bang. Maar as die oomblik as jy 'n lig aan sit, dan verbeter. En dan alles, jy kan alles sien, jy weet waar alles is. Jy weet daar sien in jou kamer wat jy kan niks sien. Alright, so 'n mens wil graag kan sien wat aangaan. En Paulus sê, natuurlik, as jy weet wat jy moet doen, as jy weet hoe om die lewe te gemoed te gaan, dan is dit om 'n lig aan te sit. Jy is nie meer bang vir ander goed nie, jy is nie onseker nie, jy maak nie foute en loop teen tafels en dinge vas nie, want jy weet waar is alles wat die lig is aan. Natuurlik is daar baie dinge wat ek met trots wil doen en dit is een van hulle. Ek gaan kyk in die yskas. Die kombuiswys. En ek kom ons baie onderraak in die aand en dan gaan soek ek kos in die kombuis. En dan vat jy trots tot by die yskas en as die yskas oopmaak, dan is dit amper soos 'n deur wat oopmaak na 'n skat toe, want dit is eers skielik die lig so. Dis is daai kat vir pets, wat die kas deur so maak. Kyk eens vir die koek. Nee. Dan gaan hy terug. Jy weet jy moet nie. Maar ja, dit is die ding. Nou moet ek sê te verduidelik daarvan. Ek sê twee mense. Maar ek gaan kyk, net gou ek wil net sien wie gaan van vanmôre. Okay. Ek hoor. Ek sien julle almal vertrou my denke. Ek dink Kiara, jy kan vorentoe kom. En dan, wie dan kan ek Kiara bied? Wat is dit? Jy was die hand as eerste kom toe. Wat is dit? Okay. Hierdie is daai games wat jy by Survivor sal speel. Hier is 3 boeke. In elke van hierdie 3 boeke is 'n
is 'n briefie wat sê jy wen. En die eerste een wat daai briefie kry, wen. Okay? Direk straightforward. Hierso in elke boek het so hoeveel is dit nou? 283 bladsye. Daar's bietjie binne boeke sonder. So jy kan nie skit nie, maar 'n sticky notes. I was a very clever man. So wat ek gaan doen is, Kiara, ons staan nie langs my. Jy gaan in die donker wees. So wat ons gaan by jou vra is, jy's obviously 'n bietjie ouer en so aan so. Jy gaan 'n bietjie vir ons hierdie ding doen. Jy gaan nie 'n klou kry oor waar dit is nie. Jy moet dit soek. Ek gaan 'n Wikus 'n klou gee oor waar dit is. Ek hoop ook ek het my nou so raak dit verkeerd gedoen. Okay, Wikus, ek gaan vir jou 'n klou gee. Right? Jy gaan die klou lees en dan gaan ek vir jou sê 3 2 1 go. En dan gaan ons kyk wie gaan eers dit kry. Is jy kyk? Wat sê? Is dit jou Wikus? Wikus, jy gaan jou boek lees. Okay. Wie dink julle gaan wen? Wie is Kiara? Wie is Wikus? Okay. Kom ons kyk op 'n eksperiment van daar van môre. 3 2 1 go. Kom Kiara. Kom so. Girls boer. Awesome. Gaan we eens even naar het land. Maak nie saak, ek draai nie, ek eksperimente. Okay, maar hoe dit moes uitdraai is dat die klou 'n mens vinnig na voet toe gevat. So wat ek wou illustreer. Ek het gedink om glad nie dit is net vir inkus. Want dit het mense gaan dink is unfair en sit ek maar af waar jy in. Wel dankie al. Okay, so wat ek moes illustreer is die persoon, julle almal het gesê, die persoon wat die klou gehad het, wat geweet het wat gaan aan, sou vinniger die klou kon kry. As ek nou meer boekie gehad het, was dit miskien nog meer van 'n challenge geweest. Maar die punt van die storie is om te sê, wanneer jy die lig aansit en jy kan sien wat jy doen, is presies dieselfde as wanneer jy leer wat Jesus wil doen. As jy die Bybel lees en as jy tyd met die Here spandeer, sonnaarskool, al daai ding van hom, sonder kerk en al daai goeders en by die huisgodsdienst doen is baie belangrik en so aan. So dan leer jy wat die wil van die Here is.